Ons lewe in 'n tyd waarin mense graag sê, as jy gelukkig wil wees, kom net eers in voeling met jouself, ontdek jou ware self, word die mens wat jy bedoel was om te wees. Nou dit klink met die eerste oogopslag nogal diep en waardevol, en natuurlik is daar waarde daarin om jouself beter te verstaan. Maar die ontnugtering kom wanneer 'n mens eerlik ontdek dat daar diep binne jou nie net potensiaal is nie, maar baie kwaad, baie begeerte, selfsug, vrees, trots en sonde. En dan kom die vraag, hoe kom ek los van al hierdie verkeerde dinge in my lewe om myself op 'n beter plek te kan bevind? Hoe kom ek by 'n beter weergawe van myself? Vanaand wil die apostel Petrus vir ons die antwoord gee. Goeienaand, welkom weer by ons aandgodsdiens. Ons gaan vanaand voort met ons skriflesing uit die tweede brief van Petrus en vanaand lees ons uit hoofstuk 1, net vers 3 en vers 4. Kom lees dan saam met my, 2 Petrus hoofstuk 1, vers 3 en vers 4. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. Dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen, het hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is en deel kry aan die goddelike natuur. Ons lees dan net tot sover. Nou hier skrywe Petrus aan gelowiges wat in 'n wêreld leef waarin kennis baie belangrik geag is. In die wêreld rondom die gelowiges van sy tyd was daar mense wat geglo het dat 'n mens met kennis na 'n hoër vlak van bestaan kon beweeg. Kennis van die mistieke, kennis van die wêreld, kennis van die gode, kennis van jouself. Vandag hoor ons ook iets daarvan wanneer mense sê, man, as jy beter wil leef, as jy gelukkiger wil wees, as jy vrede wil hê, moet jy net in voeling kom met jouself. Ontdek jou ware self, verstaan jouself, herontwerp jou lewe, of soos baie mense baie keer sê, reinvent jouself, word 'n beter weergawe van jouself. Maar in hierdie gedeelte wil Petrus vir die gelowiges sê, die pad na 'n beter lewe, na 'n beter manier van bestaan, kom nie deur selfkennis of insig nie. Dit kom nie deur kennis van die wêreld rondom ons nie, maar dit kom deur kennis van Jesus Christus. Dit wat ons nodig het om werklik te lewe en om God te dien, dit het God ons al klaar geskenk in sy goddelike krag. En dit het gekom deurdat ons Jesus Christus leer ken het. Deur hom kry ons deel aan die goddelike natuur, sê Petrus. Nie asof ons self goddelik word en deel kry aan die eienskappe van God nie. Nee, elders in die Bybel verduidelik die Bybel dit ook, wanneer Paulus vir ons sê dat ons in die geloof deur die Heilige Gees herskep word, om die sonde af te sterf en om op te staan tot 'n nuwe lewe van gehoorsaamheid aan God. Dit beteken dus nie dat ons soos God word nie, maar ons kry van God die vermoë om in gehoorsaamheid te leef en hom te dien, of om soos Paulus dit elders stel, al hoe meer gelyk te word aan die beeld van sy seun Jesus Christus. En dit is die hart van hierdie gedeelte. Ons kom nie by 'n beter plek in die lewe deur onsself beter te probeer verstaan of onsself weer te probeer vind nie. Ons oorwin nie die mag van ons begeertes deur net harder te fokus, beter te beplan, meer gedissiplineerd te leef of nog 'n geestelike voorneme te maak nie. Nee, ons kom op 'n beter plek in die lewe deur Jesus Christus te ken en te dien. As ons in geloof na onsself kyk, is dit net om ons eie onvermoë en ons sonde raak te sien. En juis dit bring ons dan, wanneer ons wegkyk van onsself na Jesus Christus, die volmaakte, die een saam met wie ons in die geloof aan die kruis sterf en saam met wie ons opstaan tot 'n nuwe verheerlikte lewe.
Ja, die wêreld sê, as jy waarlik wil lewe, herontwerp jouself, kom tot 'n nuwe verstaan van jouself. Die Here sê, as jy wil lewe, ken Jesus Christus. Want in hom het God jou reeds alles gegee wat jy nodig het vir 'n sinvolle bestaan in hierdie wêreld. Kom terug na Jesus Christus toe. Kom terug na sy woord toe. By hom is daar genade en vrede en krag in oorvloed. Amen. Kom ons bid nou saam. Here ons God, ook ons erken vanaand dat ons dikwels na 'n beter lewe soek, diep in onsself, in meer kennis van die wêreld partykeer, of in meer dissipline en in 'n beter roetine. Ons soek in onsself vir krag en vir 'n beter lewe, net om elke keer teleurgestel te staan wanneer ons vind binne in ons is net sonde en kwaad. Ons bid dat ons deur die kennis van u Seun ook alles uit u hand sal ontvang wat ons nodig het om waarlik, om sinvol te lewe en om u te dien. Om u te dien, Here, is die lewe. Bring ons tog terug na Christus en na u woord waardeur ons hom kan ken. Laat ons vashou aan u beloftes en laat ons die sin van ons lewens in u teenwoordigheid vind. Amen.